Ons is by mekaar in die naam van die almagtige Heer wat hemel en aarde gemaak het. Die woord sê, maar nou in die laaste dae het hy met ons gepraat deur die Seun. Genade, vrede en liefde vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heer en van die Heilige Gees. Amen. Ons sing tot lof van die Here, Psalm 198 in die liedboek. Dit is Ou Gesang 11, 198 in die liedboek, strofes 1, 2 en 3, en dan Ou Gesang 11, strofe 1, 5 en 7. Ons skriflesing is Lukas 24 van vers 36 af en dan Hebreërs 1 van vers 1 af. Lukas 24 van vers 36 af en Hebreërs 1 van vers 1 af. Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self met eens daar tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verskrik en waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en my voete, dit is tog ek self. Voel aan my en kyk, 'n gees het tog nie vleis en bene soos julle sien dat ek het. Terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en sy voete. Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? Hulle gee hom toe 'n stuk gebakte vis, hy het dit gevat en voor hulle oë geëet. Daarna sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het, toe ek nog by julle was, naamlik, dat alles vervul moet word, wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor my geskryf is. Toe open hy hulle verstand, om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskryf, die Christus moet ly, en op die derde dag uit die dood opstaan, en in sy naam moet bekering en vergewing van sonde aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en ver. Julle is getuies van hierdie dinge, en ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. En dan Hebreërs 1 van vers 1 af, in die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar nou, in die laaste dae het hy met ons gepraat deur die Seun.
God het hom deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Uit hom straal die heerlikheid van God en hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. Hy is net so verhewe bo die engele as wat die naam wat God hom gegee het voortreffeliker is as hulle naam. Tot sover lees ons uit die heilige woord, gras verdor, blomme verwelk, die woord van die Here staan tot in ewigheid. Kom ons bid saam. Ons troue hemelse Vader, ons dank U vir liefde en genade. Ons dank U vir troos en bystand, ons dank U vir hulp, vir bemoediging en vir U seëninge oor ons lewe. In alles bely ons, Heer, die geloof leer ons dat ons skuldig staan en dat ons tekort skiet, en net so leer die geloof ons van vaste hoop en goeie vertroue. Die hoop wat U vir ons gee, is nie miskien nie. Dit is beslis. Die vertroue wat ons het, is nie dalk. Dit is U belofte wat sê, ek sal. En daarom kan ons telkens weer voor U stil raak, want ons weet waar ons hoop en ons redding vandaan. Ons kan ons harte bedwing, ons kan ons gemoed kalmeer, vir elke keer wanneer ons voor U stil word en met U te doen het, elke keer waar U woord in ons harte inslaan, is daar kalmte, rustigheid. Ons vra, Heer, dat ons dit weer eens mag beleef in ons plek, dat ons aangeraak mag word met U heilige waarheid. Ons bid die dinge in afhanklikheid in Jesus naam. Amen. Ons sing gesang 190, in die liedboek 190, in die ou boek gesang 10, strofes 1, 2 en 3. 190 in die liedboek, gesang 10 in die ou boek 1, 2 en 3.
Die teksvers vir die preek is Hebreërs 1 vers 2, maar nou in die laaste dae het hy met ons gepraat deur die Seun. Broers en susters, die basiese gedagte, die tema wat ons moet verstaan is, as God homself openbaar, dan verander 'n mens se lewe. Dis hoe dit werk. Dit is hoe dit in die lewe gaan. Komende donderdag is Hemelvaart. En die Hemelvaart is basies die laaste iets wat gebeur het met Jesus se tyd op die aarde. Hy is gekruisig en hy het opgestaan en toe hy aan die mense verskyn. Maar met daardie Hemelvaart geleentheid het hy nou alles afgesluit wat hy hier op die aarde kon doen. Terselfdertyd was dit die begin van die koninkryk van God soos ons hom tot vandag toe ken. Dis wat dit belangrik maak. Ons leef hier in die wêreld. Ons leef met al die dinge wat gewoonlik met 'n mens gebeur. Die Bybel sê so mooi, ons is in die wêreld, ons is nie van die wêreld. Alhoewel ons aardse liggame hier leef, is ons fokus altyd, ten minste veronderstel om te wees, by die ewige dinge. So ons is in die wêreld, maar ons hou onsself besig met die ewige goed, met God se sake. En elke keer as God aan die mens verskyn, maak nie saak op watter manier hy dit gedoen het nie, dan is die mens weer daaraan herinner. Jy mens, wat hier in die wêreld spook en spartel en jou dingetjie probeer doen, hier is jou troos, hier is jou hoop, hier is jou hulp. Ons hulp is letterlik iets uit hierdie wêreld uit. As ons net dit vorentoe kan onthou. Jesus se verskynings voor sy hemelvaart is eintlik een van die hoogtepunte, een van die belangrikste goed wat daar was. Want daar het die mense die bewys gekry van dit wat ons gehoor het, dit wat ons nie verstaan het nie, dit wat ons gesien het, dit waaroor ons onseker was, dit is hoe ons dit nou moet verstaan. En hy het ten minste 7 keer aan die mense verskyn. Daar's 'n moontlikheid dat dit dalk 8 of 9 keer was, want party van die gedeeltes wat in die Bybel genoem word, kan dalk op verskillende plekke na dieselfde verwys. Hy is gekruisig, en toe die vrouens die Sondagoggend vroeg na die graf toe gegaan het hulle die graf leeg gekry, en toe hulle van daar af vertrek, het hulle hom daar in die tuin gekry, het hy die eerste keer verskyn. Dan is daar die volgende moontlikheid, die vrouens het teruggegaan, en hulle het vir die disippels vertel, en toe Petrus en Johannes terughardloop na die graf toe. Nou daar ergens langs die pad het hy waarskynlik dan aan Petrus verskyn. Hy het aan die Emmausgangers verskyn, hy het in die binnekamer, dis nou die aand gewees van die opstanding, het hy aan hulle verskyn. Toe het hy aan Thomas verskyn, waar hy vir Thomas gesê het, bring jou hand, sit hom in my, bring jou vingers, sit hom in my hand, by Tiberias, by die see Galilea, en dalk nog 2 geleenthede. Ons moet onthou dat die lewe in daardie tyd anders gewerk het as dit wat ons vandag ken. Ons leef vandag in 'n redelike mate van veiligheid en in 'n redelike mate van gesondheid. As ons in die wêreld onsself nou raaksny terwyl ons vleis werk, en dis nou 'n slegte sny, dan weet ons daar kan 'n ontsteking inkom, so dan gaan ons dokter toe. Die dokter was die wond uit, en hy werk hom toe, en as dit nodig is, kry mense net inspuiting en 'n paar pille, môreoggend kan jy weer aangaan. In daardie tyd het die mense nie geweet van virusse en bakterieë nie.
So hulle het nou maar so goed as wat hulle kon dit gedokter. Dit beteken hulle het baie keer 'n bietjie sout ingevryf, want hulle het geweet sout kan maar 'n bietjie skoonmaak, of hulle het wyn of olie opgegooi, of hulle het miskien 'n bietjie kruiepasta ingesmeer. Dit was dit, dis wat 'n mens kon doen. Nou, hoe maklik het dit dan nou 'n baie slegte wond of 'n ernstige abses veroorsaak? En as hy verkeerd was, is jy dan dood. So maklik soos dit. As 'n mens se tand sleg geword het, dan was daar net een moontlikheid gewees, en jy moes die tand uitkap. Met 'n stok. Slaan die tand van die kant af uit, dan breek 'n stuk van die kakebeen af, of wat ook al. Hoe maklik ontsteek dit, en as dit nie gesond kry nie, dan gaan jy dood daaraan. 'n eenvoudige ding soos mangelontsteek. Ons gaan gou dokter toe, dan kry ons 'n paar pilletjies en is afgehandel. Mangelontsteking het mense doodgemaak in daardie tyd. So, mense het nooit seker gewees van wat jou lewe gaan bedreig nie. En dan kan mense dit nou nog verder vat, want dit was nie die enigste bedreigings wat jy ons gehad het. In ons tyd, as iemand bankrot speel, dan kan mense jouself laat likwideer, of iemand anders te likwideer. Maar jy kry 'n kans om van vooraf te begin. Dis hoe dit werk, is wenslik nie, maar is moontlik. In die Bybelse tyd was dit die einde van 'n gesin en die einde van 'n familie. Want as die pa van die gesin 'n klomp skuld gehad het, wat hy nie kon betaal nie, dan die skuldeisers die pa aan een ou verkoop, en hulle die ma aan iemand anders verkoop, en hulle die kinders aan nog ander mense verkoop. Dit was normaal in daardie tyd. Hulle het nie 'n saak gehad met, kom ons kyk hoe ons kan help, dat het nie geld gesoek. Nou dink nou mooi. As jy nie weet wanneer watter siekte jou lewe bedreig nie, as jy nie weet wanneer jy dalk 'n slaaf word nie, dan begin 'n mens mos nou anders dink oor die lewe. Daar is nie die kalmte en die rus en die vrede soos ons het gehad. Die mense was in daardie tyd baie meer uitgelewer, hulle was baie meer vasgevang. En as 'n mens dan nie geweet het dat die groot doel van die lewe letterlik buite hierdie lewe lê, dan was jy vasgekeer in hierdie lewe. Dan was dit al wat daar vir jou was. En tot 'n mate geld dit vir ons ook. Want ons is ook maar bang vir siek wees, ons is ook maar bang vir hierdie en benoud oor daai ding, en ons het ons grys hare oor môreoggend, of hoe dit mag wees. Maar die mooi van die evangelie, daardie troos, is elke keer wanneer die evangelie in ons nood na ons toe kom, en ons begin weer besef, dat terwyl ons in hierdie wêreld spook en spartel om ons dingetjie gedoen te kry, is dit nie al wat daar is. Daar is uit die hemel uit 'n almagtige Vader wat hier ingryp, en wat sorg, en wat dra, en wat beskerm en seën. Dit is wat ons moet verstaan. Vir u en vir my is dit normaal. As ons 'n probleem het, dan gaan ons op ons knie en ons bid daaroor. Ons sien dit baie keer by gevalle waar daar in 'n huisgesin ernstige nood van een of ander soort is. Maak nie saak wat se nood dit is. Die oomblik as 'n mens by mekaar gaan sit, en 'n mens begin bietjie praat en gesels, en 'n mens beplan iets of jy reël iets, jy vat agterna die Bybel en jy maak die Bybel oop, dan is dit skielik kalm, alhoewel die hart te seer is, alhoewel die gedagtes dalk benoud en onseker is,
dan is daar 'n kalmte wat die geloof vir ons bring. En daardie kalmte kan 'n mens net in die geloof kry. Daar's nie 'n ander plek of 'n ander manier nie. Pragtig is dit, dat van die begin af, ons Hemelse Vader daardie ding vir ons gedoen het. Dis hoekom hy hier by Hebreërs 1 sê, in die verlede, het God baie keer, op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar nou in die laaste dae, het hy met ons gepraat deur die Seun. Alles wat die Ou Testament vir ons sê, is elke keer so 'n stukkie van God se openbaring gewees. Of dit nou by Sinai by die berg was, en of dit nou was met die vuurkolom en die rookkolom terwyl die Israeliete getrek het. En of dit nou Elia of Elisa of Samuel was met al die wonders en al die dinge wat hulle daar gedoen het, maak ons nie saak nie. Elke keer kon die mense in hulle nood daar staan en sê, kyk hoe genadig is ons Hemelse Vader teenoor ons. Kyk wat het hy vir ons gedoen in ons nood. Partykeer was dit harde woorde wat hy vir hulle laat hoor het. En die oomblik as mens van daar af werk, mens vra, wat is God se openbaring, wat is sy boodskap vir ons? Dan bring dit vir ons perspektief, dit gee vir ons doel, dit gee vir ons hoop. En kom ons hou daardie dinge in gedagte, as mens dan nou kyk na die verskynings van Christus, toe hy daardie dag aan die disippels verskyn het, wat hulle kon sien. Hulle was ontnigter, soos wat 'n mens maar denkbaar ontnigter kan wees. Hulle was ontsteld, hulle was kwaad, hulle was hartseer, want alles het skeef geloop. Daar's net niks wat hulle gedink het, of niks wat hulle verwag het, wat geloop het soos wat dit moes geloop het. Ons hulle bang en hulle kry weg, en dis eintlik maar wat daar gebeur het. Skielik, uit die bloute uit staan Jesus daar tussen. En hy sê vir hulle, vrede vir julle. Ons kan nie presies dink wat ons onder daai omstandighede sou gedoen het. Ons kan nie dink wat ons sou gedink of wou gedoen het, as dit met ons gebeur nie, as Christus nou hier aan ons moes verskyn. Maar die ding wat hulle veral later van tyd baie duidelik besef het. Die een ding is, hulle hoef nooit te twyfel oor of dit regtig gebeur het nie. Want daar's te veel mense wat oor en oor almal elke keer presies dieselfde gesê het. Daar's een plek sê die Bybel hy het aan 500 verskyn. En in Handelinge staan daar dat daar 'n hele klomp van daardie mense was wat nog geleef het. So een ou kan dalk ergens gedink het, as ek alleen was, was dit net ek gewees wat nou maar 'n snaakse ding gedink het. Maar as die hele gemeenskap by mekaar kom en elkeen sê presies dieselfde elke keer, dan weet ons nou almal, ons getuienis bevestig dat dit regtig waar is. Christus het uit die dood uit opgestaan, hy het verskyn. Ons mense hart vra altyd, kan ons dit nie maar op beleef nie? Dan moet ons onthou. Ons moet mooi onthou wat Christus gesê het, hy sal vir ons die trooster stuur. En die trooster, die Heilige Gees, sal ons herinner aan alles wat Christus self gesê het. Soos ons hier in die woord lees van hoe hy aan hulle verskyn het, wat hy vir hulle bedui het, wat hy daar voor hulle oë geëet het, dan moet dit in ons harte dieselfde effek hê, asof ons hom daar direk sou sien.
Want ons moet met geloof na hierdie gedeelte kyk. Ons staan nie terug by die disippels. Deur die geloof weet ons dat dit wat hier geskryf staan presies net so waar is. En daarom hoef ons nie te twyfel of bekommerd te wees nie. Ons weet dus dat dit werklik gebeur het. Wat beteken dit? As 'n mens in 'n wêreld leef waar jy vandag leef en môre oorlede is, as 'n mens in 'n wêreld leef waar daar nie pynmedikasie behoorlik is nie, en waar slawerny en dood, al sulke swaar dinge normaal is, dan het hulle agterna vir mekaar kon sê, maar dit wat Christus vir ons daar kom wys het, dit wat met hom gebeur het, is letterlik iets uit 'n ander wêreld. Dit is iets wat uit die ewigheid uit na ons toe gekom het, ons kon dit sien, ons kon dit beleef, en nou weet ons, daardie ding staan. Dis waar. Hulle het dit van daar af verder gegaan. En daardie kalmte van 'n boodskap wat uit die ewigheid uit in die aardse wêreld inkom, het gemaak dat die mense nooit weer getwyfel het. Dalk foute gemaak, maar hulle het elke enkele een altyd weer die koers gehou. Die koninkryk van God, dis hoe ons dit noem, het na ons toe gekom. Die koninkryk van God moet ons op twee maniere verstaan. Aan die een kant is dit waar Jesus nou in die hemel sit en waar hy regeer. Dit is dus die manier waarop hy nou is. En terselfdertyd is daar iets daarvan waar in ons harte. Ons weet dis waar. Ons sien dit dalk nie heeltemal nie. Ons verstaan dalk nie alles daarvan nie. Maar dit is waarmee ons aangeraak word elke keer as die Here homself vir ons wys. Elke keer as ons die Bybel lees en ons kry 'n stukkie troos daarin of ons verstaan 'n bietjie beter, dan wys hy homself vir ons daar dat ons kan weet. Net soos wat die disippels vir Jesus daar gesien het, soos wat ons dit lees en ons weet dis waar, net so weet ons dat al die ander dinge wat geskryf staan, daar geskryf staan vir ons om te ken, om getroos te wees, om kalm te wees. Hoekom doen die wêreld wat die wêreld doen? Hoekom is dit nodig dat daar oorloë moet wees? Hoekom is dit nodig dat daar korrupsie moet wees? Hoekom is dit nodig vir diefstal en al die ander lelike dinge wat reg oor die wêreld so ernstig plaasvind? Sou dit daar gewees het, as hierdie pragtige boodskap van die vrede van God, die troos, die bemoediging, die kalmte, die rus, as die mensdom regtig erns gemaak het daarmee, dan sou daar ons baie minder hartseer en moeilikheid in die wêreld gewees het. Maar omdat die mensdom hulle nie daarin steur nie, of nie daarin wil steur nie, of glad nie daarvan weet nie, sien en beleef ons nou, hoe lyk dit, as jy 'n mens los om mens te wees? Hoe groot is die genade, dat ons hierdie boodskap kan hê en kan weet. Christus se opstanding, en dat hy in die ewigheid leef, is nie net iets wat daar die tyd gebeur het en wat ons eendag sal sien nie, u en ek beleef nou al iets daarvan. Dis waarom ons is waar ons is om ons kan doen wat ons doen. Want dis die fondasie waarop ons hele lewe veronderstel is om gebou te wees. Die skrif sê,
Maar nou in die laaste dae het hy met ons gepraat deur die Seun, en hy praat tot vandag toe, elke dag, met elke een van ons. Mag die Here weer en weer sy genade bewys, mag hy troos, mag hy so in ons harte werk, dat ons kan kalm bly en kan doen wat reg is, dat ons nie heen en weer geswaai word. Amen. Ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, ons dank U vir soveel genade en bystand en troos. Ons dank U dat ons kan terugkyk hoe U oor eeue en dekades heen vir die kerk op aarde sorg. Ons dank U trou Heer, dat die geloof U kinders dra, selfs en veral wanneer die dinge deur mekaar gaan, dan kan ons koers hou, omdat ons op U kan vertrou. Ons dank U vir die seëninge dat ons Vrydag by die bazaar kon geniet het. Ons dank U vir die seëninge wat daar van dag tot dag in ons lewens is, al die verskillende maniere waarop ons werk. Ons dank U Heer dat U ons roep, dat U ons verantwoordelikheid en verstand gee, dat ons werk het om te doen. Ons bid vir elkeen van ons gesinne waar daar nood is, nood omdat die geloof nog nie ten volle wil deurslaan nie, nood omdat siele seer gekry het en stukkend is, nood omdat die aardse probleme partykeer by tye net te veel wil wees, nood omdat mense worstel en stry en onseker is. Vra Heilige Heer, dat ons weer en weer aangeraak mag word met U heilige waarhede om vir ons tot troos te wees. Ons bid hierdie dinge in afhanklikheid in Jesus naam. Amen. Broers en susters, nou het ons in die prediking opnuut verseker is van God se genade en opgeroep is tot geloof, en omdat die woord van God ons ook leer dat ons uit genade deur geloof gered word, laat ons nou staande ons geloof so bely. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. U kan nou weer sit. Gemeente, ons het nou ons geloof bely. Kom ons gaan leef nou ook uit dankbaarheid, hierdie geloof uit in die wêreld daar buite. Kom ons luister aandagtig uit Deuteronomium 5, hoe ons dit moet doen. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak, van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God,
eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraft laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag niemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het gehoor hoe ons uit dankbaarheid moet gaan leef. Kom ons vertrou onsself in die gebed aan die Here toe. Ons sing ten slotte staande en biddend Psalm 169 in die liedboek, strofe 1, 2 en 3. Dis ou Gesang 6 in die swart boekie, ook strofe 1, 2 en 3, waarna ons bly staan vir die uitspreek van die seën. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en beskerm, die Here sal tot julle redding verskyn en julle genade wees, die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.